Ek wil in die begin van die diens jou die one-liner gee vir die einde van die diens. As ons vanoggend klaar is, wil ek hê jy met hierdie 2 vrae vir jouself geantwoord het. Wat is daar in hakies 'n onmoontlike situasie in jou lewe wat 'n geloofstap vra? En tweedens, wat is die aksie wat jy moet neem voordat God tot aksie gaan oorgaan? So ons onderwerp laasweek en hierdie week was geloof plus gehoorsaamheid is gelyk aan wonderwerke. Vinnig deur die punte gaan wat ons laasweek behandel het. Ons het punt 1, sonde word vergewe, maar sonde het 'n gevolg vir mense na aan jou en rondom jou. Dit het 'n inklusiewe gevolge. Nommer 2, keuses, dieselfde. Die keuses wat ek as pa van my huis maak, beïnvloed mos my kinders ook. Dit het 'n inklusiewe gevolg of 'n implikasie. Nommer 2 is gebed. Gebed het 'n inklusiewe gevolg, so ook keuses. Nommer 3, so ook Jesus se radikale inklusiwiteit. Die feit dat hy vir ons sonde gesterf het. Nommer 5 het ons laasweek gepraat oor geloof. Dink ek het julle die storieetjie vertel van die warmwatersak, van die onmoontlike, die eerlike geloof van 'n kind. Dan kom ons vanoggend by nommer 6, ek gaan sê 7, 8, 9, 10 behandel, maar moenie worry nie, ons sal voormiddag ete klaar wees. Baie interessant. Vers 3, 2 Konings 7 vers 3 sê, daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Nou is dit baie interessant, as ek nou met permissie gesê en respek gesê, kom ons sit probeer, ek weet dit is nie moontlik nie, maar kom ons probeer dink, God, hoe kyk God na hierdie situasie? Deur die profeet Elisa het hy nou gesê, dat môre sal hier kos wees, en die adjutant wat so ongelowig is, jy sal nie van dit eet nie, maar jy sal dit sien. Nou wat is God se plan? Hoe gaan hy dit bewerkstel, want soos die adjutant reg gesê het, al reën dit die hele nag en die hele môre, ek meen, dit reën nie koring uit nie, dit nog eers gesaai word, en dan moet dit groei, en dan moet dit geoes word. So hoe onmoontlik, ek stem saam met die adjutant, gesien uit sy bril, dit is eintlik onmoontlik. Maar nou is God mos, ek wil nie sê snaaks as die woord nie, maar uniek. In hierdie hele situasie, die stad is onder beleer, die mense is daar binne, dis hongersnood, hulle eet mekaar se kinders, hulle eet donkiekoppe, hulle eet duiwemis. Daar's 'n koning, daar's klomp hoëgelei nie. Maar as God 'n wonderwerk wil doen, hy kies hy die eenvoudigstes. Hy kies die 4 melaatses wat buite die stad gedryf is. Toe ek so vinnig deur die Bybel gaan blaai, mense wat God gekies het om iets te laat gebeur. Abraham was baie oud, al toe God hom gekies het. Lea was nie mooi nie. Josef was mishandel, Moses het gehakkel, Samson het 'n vrouwensprobleem gehad, David het 'n buiteegtelike verhouding gehad, Elia het selfmoordneigings gehad, Jona was onwillig, Jeremia was depressief, Naomi was 'n weduwee, Johannes die Doper was eksentriek, hy was weird, Petrus was impulsief, Martha het allerlei kwellings en klagtes gehad, die Samaritaanse vrou het 5 of 6 mislukte verhoudings met mans gehad, Thomas was ongelowig, Paulus het 'n doring in die vlees gehad, Timoteus was jonk,
Dawid was 'n skaapwagter. Kyk mooi, elke keer iemand wat ons sou diskwalifiseer. Die jong meisie van Naaman, Naaman word ook met melaatsheid gediagnoseer, en die jong meisie luister nou af, sy hoor wat haar koning, en sy vertel van die profeet. As hierdie man net na haar profeet toe sal gaan, en dan, ek kan nie dink hoe hy na hierdie meisiekie geluister het, en baie besluit om na die meisiekie te luister, en hy saal sy perdewaans op, en hy gaan na hierdie profeet Elisa toe, en toe hy daar kom, sê Elisa, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Regtig? Ek weet, ek is 'n belangrike mens, ek het al die pad gekom by jou, weer eens, God werk anders. Ek dink, Naaman het gedink, Elisa gaan sê, Tarago, en dis gelees. Elisa gaan ten minste vir my bid. Ek weet nie, as ek Naaman was, het ek dalk ook op my strydwa geklim en teruggery huis toe. Maar gelukkig, gehoorsaam my. Rahab was immoreel, God gebruik haar met die tou wat afgesak is. En so kan jy dwars deur die Bybel gaan. Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort, en God kies die geringstes om sy plan uit te werk. Ok, dan kom ons by die volgende een, nommer 7. Die melaatses het vir mekaar gesê, kom ons lees. Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort. Hulle het vir mekaar gesê, hoekom bly ons hier tot ons doodgaan? As ons sou besluit ons wil in die stad ingaan, sal ons daar doodgaan, want daar is hongersnood in die stad. Bly ons hier, is ons dood. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs. As hulle ons laat bly leef ons. As hulle ons doodmaak, dan is ons ook dood. Ek dink hierdie 4 melaatses het 'n dinkskram gehou. Hulle het 'n vergadering gehou. Hulle het die ding probeer deurdink. En hulle het 3 opsies. Bly ons hier, omdat ons mense daar in die stad, maar hulle het ons uitgewerk, want ons is melaats. En hier by ons, hier buite die stad is ook hongersnood. Dan gaan ons dood. Gaan ons die stad binne, wat ons nie mag doen nie, want ons is melaats, ons is uitgewerk, ons is weggejaag, ons is verdryf. Maar daar is nie kos in die stad. Loop ons oor na die vyand toe, want omdat hulle is die vyand, en hulle maak ons dood, dan is ons ook dood. Maar die enigste opsie wat 'n stukkie hoop in het, is daai een. Daar is kos by die vyand. Toe ek gedink, net gou vinnig met jou hersiening doen, as jy met 'n groot besluit neem. Nou, dink ek die melaatses het hierdie 5 punte oorweeg nie, want dit was voor Jesus se tyd. Maar as ek en jy 'n besluit moet neem, vra vir jou die volgende vraag. Nommer 1, gaan my keuse in lyn met die Bybel wees? Nommer 2, gaan dit my meer en meer soos Jesus maak, dit wat ek gaan besluit? Nommer 3, stem my medegelowiges, my mede-Christene saam. Nommer 4, is dit in lyn met my bedrading, hoe God my gewire het? Psalm 139, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in my moeder skoot. Ons almal wat hier, ons het verskillende, ek noem dit bedrading, wiring. Ons het verskillende gawes, ons het nie almal dieselfde gawe nie. En nommer 5, gaan my besluit vrede gee. Nou sonde werk ook so,
as Jakobus in Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê, iemand wat in versoeking kom en nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei niemand nie. Dan sê hy, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hier begin, wat hom aanlok en saamsleep, en as die begeertes, met ander woorde, as hy besluit het, ek gaan dit doen, dan raak dit bevrug, en dan bring dit die sonde voort. Onthou die duiwel kom na Adam en Eva in Genesis, dan sê hy, het God regtig gesê? Waar saai hy die twyfel? Hierbo. Die 4 melaatses het die 3 opsies. Bly ons hier waar ons is, gaan ons dood. Gaan ons die stad in, gaan ons ook dood, ons mag nie, maar daar's ook nie kos nie. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs, as hulle ons laat leef, dan leef ons. As hulle ons doodmaak, dan is ons ook dood. Ons ander opsies is anyway die dood, is die einde. Maar in hierdie opsie, is daar so klein skreefie hoop. Nou hier is my punt, nou moet jy, as jy uitgeklats het, omdat jy vaak is, luister net gou die volgende. Luister net gou hierdie. Hoe die een dominee gesê, is allemaal by. My kinders het op skool, toe hulle klein was, het hulle altyd gesê, die verhaaisel gegee, papa, daar sit 5 mossies op die draad. 2 besluit om te vlieg, hoeveel bly oor? 3 mossies. Kwak, lach hulle. Sê hulle, nee papa, die 2 mossies het nog net besluit. That's the point. Die melaatses het nog net besluit. En hier is die punt waar baie mense nie by die wonderwerk uitkom nie. Daai ou wat sonder arms en bene Wojcik, weet jy hoe spreek as hy van het nie, hy het hierdie stelling gemaak. Action creates momentum and momentum bring new opportunities. As hierdie melaatses hier bly sit het, hulle het nou besluit, maar hulle het dit nie gedoen nie. Was daar geen uitkoms vir hulle nie. Dat hulle nie by die stukkie hoop wat daar was. Ek wil gou flip na 4 ander, 'n voorbeeld van 4 ander in die Bybel, die 4 matdraers. Ek noem hulle die 4 matdraers. Hulle het hierdie pel wat verlam is. En hulle 4 het besluit, hulle het gehoor van Jesus wat Jesus tree nie meer by die sinagoge op die tempel op nie, want hy is te veel gekritiseer en hy is eintlik soort van daar weg. Nou tree hy by huise op. Nou hulle het gehoor van Jesus wat in Kapernaum by hierdie huis. Nou ek weer eens ek aan my dink, hierdie 4 het 'n vergadering gehou. Kom ons noem die verlamde Ben. Het 'n vergadering gehou oor hulle vriend Ben, wat daar word beweer hy weens 'n siekte heeltemal verlam geword. So hy was een van hulle 5 manskap, hulle het saam see toe gegaan, hulle saam berg geklim. Nou is dit 'n challenge om vir Ben saam te neem, want hy lê op 'n mat. In ons terme bedraagbaar. En toe sê hulle vir mekaar, as Jesus weer Kapernaum toe sou kom. Nou maar Jesus was nou die dag in Kapernaum, so dit was so 'n week of wat terug. So die kanse dat hy gou weer gaan kom is eintlik anyway min. Jou werklik waar. Nou hierdie 4, hierdie plan. Hulle het vir Ben gaan haal. Ben was dalk onder die indruk, want as ek hy was, sal ek ook nie gehou daarvan nie, dat hulle gaan see toe vir die dag soos altyd. En hulle gaan na hierdie byeenkoms toe. Daar aangekom, tipies jong mense, hulle is laat. Daar's die plek. So hulle is om die huis, al die huise het seker so smal, hoe hulle daai draagbaar met daai trappie opgekry het, en as daar 'n solder. Nou ek sit jy nou in Ben se skoene, boys, asseblief, vat my net huis toe. Ek is nie deel van hierdie plan van julle nie, maar Ben kan nie opstaan en loop nie. So hierbo is hulle kyk 'n bietjie rond, wat se gereedskap daar is, hulle kry
kom ons sê 'n paar stukkies staal, en hulle begin 'n gat maak. En Ben lê aan een kant, en hy weet wat kom. En hy is doodbang, hy bewe, maar hy kan nie bewe nie, want sy bene is lang. Maar in sy kop bewe hy. En hulle maak die gat groot genoeg vir die en hulle sak hom. Jesus, onthou, Jesus is besig om te preek. Markus 2 vers 3. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. Nadat hulle die opening van die dak gemaak het, met ander woorde, nadat die opening nou groot genoeg was, laat hulle, met elke een van hulle het 'n tou, nou laat hulle nou vir Ben afsak, gelyk afsak. Nou dink julle nou in, Jesus sit julle, Jesus staan hier en preek, iemand begin 'n gat in die dak hier maak. Die dakke was van klei en strooi. So die Fariseërs wat gewoonlik hier is nie, want die eerste ry is altyd leeg. Dis seker hoekom die mense nie in die eerste ry sit nie. Nou verstaan ek dit. Maar die Fariseërs wat in die eerste ry sit, het gisterand hulle hare gecondition vir hierdie byeenkoms waarna hulle môre gaan. En hulle stof aan mekaar. Die goed val op hulle en hulle raak al hoe kwaader. En Jesus spreek. En hier kom die ou. Koeps, daar lê hy. En die vuurtjies die bose het elkeen loer deur 'n hoek van 'n gat. Ek dink Ben wou vir Jesus sê, ek is verskriklik jammer, ek het jou preek gecrash. Maar dit was nie my besluit nie. Ek sal my pa vra om die dak te kom regmaak, ek beloof. Nou staan daar verder. Vers 5. Nou moet jy mooi luister. Dis 'n skitterende, dis 'n diamant in die Bybel. Toe Jesus hulle geloof sien. Wie se geloof? Nie hulle wat hier sit nie. Nie Ben wat hier lê nie. Jesus kyk op. En hy sien hierdie donker gat. Hy sien by elke hoek 2 oogies. Hulle geloof. Hoekom? Because they took action. Action creates momentum. And momentum bring new opportunities. Nou ek wil graag net 'n stuk klaar maak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vir Ben wat hier lê, jou sondes is vergewe. As ek een van hulle daarbo was, sou ek gesê, nee Jesus, nee, dis nie waarvoor ons gekom het nie. Ons het nie vir sonde vergifnis gekom nie. Vers 8, Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self redeneer. Wat redeneer? Dis nou die Fariseërs weer hier in die voorstel, nadat hulle nou hulle hare, geconditionede hare mooi afgestof het. Wat is makliker om vir 'n verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou, Jesus is aan die woord, ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. So in ons taal, toe Jesus hulle 4 se geloof sien, sê hy, Ben, vat jou draagbaar en gaan huis toe. En Ben staan op, hy rol dit op, en die skarre maak so oop. Hulle maak so paadjie. En nou kan jy, daar gaan so, noord, reg, deur hulle. Maar alles het gebeur, because of action.
action creates momentum. Ok, ek is terug in by die 4 melaatses. Skemeraand het hulle na die kamp van die Arameërs toe vertrek. Met ander woorde, die vorige punt was, hulle het besluit. Nou, action, hier kom die action. Toe hulle by die kant van die kamp van die Arameërs kom, ontdek hulle, dis die ekkie. Hulle sak seker 4 ouens teen die dak nou. Is daar 'n gat in die dak? Ok. Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaans, perde en 'n groot leer. Hier kom die Here in. Hier kom God in. Hy het die Arameërs, die vyand, ook in hulle koppe die geluid laat hoor. Hulle het toe vir mekaar gesê, die koning van Israel het die konings van die Hetiete en van Egipte gehuur om ons aan te val. In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos, soos dit was, tente, perde, donkies en vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie melaatses, nou jy weet, hier kom hierdie 4 arme ouens nou hier aan, hulle is melaats. Hulle het nou hulle opsie 3 uitgeoefen. Hulle het oorgegaan tot aksie. Vers 8. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp kom, het hulle in 'n tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het silwer, goud en klere daar uitgevat en dit gaan begrawe. Want onthou hierdie mense kom met die armste, hongerste situasie. En hier skielik het hulle klomp goed. En hulle, ons moet 'n bietjie spaar vir môre. Daarna het hulle by die tweede tent in, waar het hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. En dan is daar so iets, daar gebeur iets moois. Daar kom 'n dankbaarheid oor hulle. Luister wat sê hulle vir mekaar in vers 9. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak hier reg. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis en vir die koning. Nou nie onthou, die melaatses was uitgewerk. Hulle was weggejaag, hulle was uit die stad, hulle was verban. Hulle was die laagstes van die laagste. Hulle kon vir mekaar gesê, hulle het vir ons uitgejaag, hulle het ons verwerp, hulle het ons eenkant gesit, hulle wou ons nie help nie. Ok, daar was nie eers kos daar binne om ons te help. Nou gaan ons onsself help. Weet jy, as God jou seën, is die normale uitvloeisel bless others. Seën ook ander mense met dit wat God jou mee seën. En dan nommer 10. Die wonderwerk. Ek wil hom vir jou lees. Volg saam met my. Hulle het by die stad aangekom, dis nou die melaatses, hulle is nou terug. Hulle is trommeldik geëet, hulle magies staan boep. En na die wagte geroep, want hulle mag nie nader gaan nie. Hulle roep na die wagte en vertel, toe ons by die kamp van die Arameërs gekom het, was daar niemand te sien of te hoor nie. Daar was net vasgemaakte perde en donkies en die tente het net soos hulle dit gelos het. Die wagte het die nuus, nou gaan die nuus in die stad in. Die wagte het die nuus verder oorgedra totdat dit binne in die paleis bekend geword het. Nou die nuus het seker die koning eers in die nag bereik. Sy foon was op silence. Die koning het die nag opgestaan en vir sy amptenare gesê, kyk nou net die ongeloof van die koning. Ek sal julle vertel wat die Arameërs met ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip met die gedagte, as die Israeliete uit die stad uitgaan, vang ons hulle lewendig en kom ons self so in die stad. En dan gaan hulle ons stad oorneem. Nou, daar was een gelowige amptenaar, gelukkig. Een van sy amptenare het hierop geantwoord, laat ons miskien
laat ons mense 5 van die perde vat wat nog oor is, want daar is nie baie perde oor nie, en hulle het almal gevrek en hulle is geëet. Dan stuur ons hulle met die perde en kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef soos die menigte Israeliete wat nog in die stad oor is, of hulle sal omkom soos die menigte Israeliete wat hier al aan hulle einde gekom het. Nou die konings neem toe ook aksie. Hulle het 2 strydwaans. Die koning stuur 2 strydwaans met perde. Die koning het hulle agter die leer van die Arameërs aangestuur met die opdrag gaan kyk. Hulle is agter hulle aan tot by die Jordaan. Die hele pad het volkleurig en goed gelê, wat die Arameërs in hulle haas om weg te kom weggegooi het. Die boodskappers het teruggekom en dit aan die koning meegedeel. Toe het die volk, nou kan jy weet, omdat die volk wat honger is, hulle slag hulle kinders, hulle eet duiwemis, hulle eet donkiekoppe, hulle hoor daar's kos. Toe het die volk uit die stad uit, ek wil dit eintlik anders vertaal, uitgestorm en die kamp van die Arameërs geplunder. 5 kilogram meel of 9 kilogram gars het net 11 gram silwer gekos, soos die Here deur Elisa gesê het. Die koning het die adjudant wat sy vertroueling was, in bevel van die poort geplaas. Met ander woorde, die koning wil beheer neem oor hierdie situasie. Nou plaas hy hierdie arrogante adjudantjie wat gesê het, dis onmoontlik, dit sal nooit gebeur nie. Hy is in bevel van die stadspoort, maar hy is deur die volk in die poort doodgetrap, net soos die man van God het vir die koning gesê het, toe die na hom toe moes kom, of gekom het. Dit het gebeur soos die man van God vir die koning gesê het, 9 kilogram gars, vers 19. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord, dit is onmoontlik, selfs al maak die Here die vensters van die hemel, dat dit nou reën, en Elisa het geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou oë sien, maar jy sal niks daarvan eet nie. Dis presies wat met die adjudant gebeur het, die volk het hom in die poort doodgetrap. Kom ons hersien. God gebruik die geringstes om sy wonderwerk te laat gebeur. Die 4 melaatses. Dan die 4 melaatses het die ding bespreek en 'n besluit geneem. Ons bespreek baie goed. Ons oordink baie goed. En ons besluit baie goed. Die mooi van die 4 melaatses het action geneem. Action creates momentum and momentum bring new opportunities. Die Samaritaanse vrou wat met Jesus die gesprek by die put gehad het, wat Jesus gesê het, jy het 5 mans gehad, die een wat jy nou het is jou man nie. Sy het action geneem, sy het opgestaan, sy het teruggehardloop stad toe, sy het gaan vertel. En dis vir my mooi, daar kom 'n mooi ding uit hierdie 4 melaatses. Toe hulle nou die wonderwerk beleef, en die dankbaarheid spoel oor hulle, toe sê hulle vir mekaar, ons moet dit deel. We must share what God gave us. En dit was absolute wonderwerk. Dan eindig ek weer met my 2 vrae. Wat is daar in jou lewe, nou op die oomblik, 'n onmoontlikheid, wat jy 'n geloofstap moet inneem? En tweedens, wat is die aksie? God gaan jou nie dwing nie. Jy moet besluit. Action creates momentum and momentum bring new opportunities. Kom ek gaan net geweet, al die sonde het 'n inklusiewe gevolg. Gebed het ook 'n inklusiewe reaksie. Keuses het 'n inklusiewe gevolg. Jesus het 'n radikale inklusiwiteit gehad. Daarom is ons vergewe. Glo maak die onmoontlike moontlik. Nommer 7, God gebruik die geringstes.
7, hulle het 'n besluit geneem. 8, hulle het aksie geneem, tot aksie oorgegaan. 9, dat het dankbaarheid oor hulle gespoel toe hulle die nommer 10, die wonderwerk beleef. Wat is daar in jou lewe wat 'n geloofstap vra? En wat is die aksie? Hemelse Vader, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, weet wat U van ons vra. Here, help ons, soos daai man wat sy dogtertjie wat op sterwe gelê het vir U gesê het, ek glo, Here, maar kom my ongeloof te help. Help my glo. Here, gee ons gehoorsaamheid om op te staan en aksie, tot aksie oor te gaan. Amen. Kom ons staan, ons gaan sluit met hierdie lied. Daarna gaan ons lekker koffie saam drink as jy tydjie het. Al my twyfel bring neer Jesus, hy sal sy belofte hou, en nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Al my sonde bring ek Jesus, wat my reinig deur sy bloed, hy bewaar my rein en heilig, deur sy gees in my gemoed. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord, slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Al my kwelling bring ek Jesus, hy skep my volkome rus. Nou die donker wolke saampak, ons kan met sy liefde blus. Al my vreugde bring ek Jesus, hy is al wat ek begeer. In my heiland vind ek alles, en my siel verlang niks meer. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Wat ek het gee ek aan Jesus, als my liggaam, siel en gees, hier op aarde en die hemel, waar ons saam met ons sal wees. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Baie dankie.